5 ligte kykers. Rasman. Byna. Of Frassie, sal ek sê. Ek sien jy het jou lava verloor. My lapa het ek verloor, want is December. Lekker December. Nee man, jy doen weer 'n troue. Ja, al die pad in die Ceres. Oor die series. Ja, waar die Ceres, verstaan jy? Maar hey, dis lekker. What a Grand Prix, my bro. Ek meen, nou Williams wiki eerstens kan jy met trots dra. Punte vir daai. So jy kyk my asem opgehou vir die volgende 48 uur, 24 uur. Maar jy ek gedink ek het uit 'n plank geskuur. Wie dan gaan ons thanks to the planks sê. Nou jy's weet ons nou oor die storie. Of ons gaan daai song die Williams Willow noem. Maar nietemin, punte is in die bank. Punte is in die bank. Maar dis toe, ja, ons moet jy maar vir my sê hoe jy ek dink net onmiddellik die ding wat my uitstaan vir die naweek Ja? is dat almal is dat McLaren iets verkeerd gekry het en almal reg gekry het. Dis nou die een groot tot wat ek wegdra in die naweek. Dis soos ons wat reg gekry het om ons water en lig te betaal. Dit is amper soos dis soos om vir Wallace geen punt te gee. Heeltemal. 73 van niks. Ja. So ja, wat het jy uitgestaan net first thought. Natuurlik die Wagyu patties, die patas. Patatas, bro. Ja, yes. Ons wil dankie sê vir Aries en Lea. Julle is eisters. Ons het pelle. Verstaan jy? Nee, dit was amazing. Ek dink eerstens what a rise van ja, is wat hy papa. Kom, waar koop ons die was? Ja. Antiques. Ons slat om weg met Max. Great goal. Maar yes, Ras, ek dink net weer die groot vraag is ek dink ons gaan moet begin met die own goal wat McLaren geskor het. Jy weet, ek dink dit was so obvious. Praat jy van by die sprintrace nou? Nee, okay, kom ons begin by die sprintrace. Ek dink dit was eerstens baie lekker om 'n baie competitive Oscar Piastri te sien. Ja. Baie excited en weet jy wat was ook exciting is die feit dat Max competitive was. Dit was nie asof kyk hy het verskriklik in practice gekla oor die kar en ja, verstaan jy. En dalk vir Kurt daarin geluister in sy kar. Verstaan jy? Maar die punt is hy kon compete op die einde van die dag en Red Bull het reg gekry en uitgesorteer. Weet ek sit en dink ook maar baie keer is dit nie 'n decoy wat hy ook maar gooi nie. Jy weet dit begin, ek weet Lewis het baie daai taktiek gebruik in die verlede. Speletjies. Ja, en ek dink die feit dat Tsunoda ook hom out-qualified in die sprint vir sprint qualifying het gewys maar hierdie Red Bull werk, papa. Ja. Maar maar ja. Ek het onmiddellik eintlik al 'n comment op dit. Ek weet Ja, gooi. maar het is my interessant hoe Yuki Tsunoda so soft dismissal gekry het. Ek het regtig gelees van hoe hy onder pressure is. Ek het geen interviews gesien met hy onder pressure is nie. Daar was nie rumors van wie hom gaan oorvat. Dat hulle hom nou gesak het of dan nie. Ja, in fact, hy het actually gesê in Brazil dat hy weet wat sy toekoms, of in fact in die begin van die naweek voor die practices het hulle moes 'n drivers briefing op die donderdag en hy het actually daar gesê dat dat hy weet wat sy toekoms is, maar hy gaan dit nou deel. So ja, dus ek net om vinnig gekom het. Eintlik hoekom ek dit nou aansien wat jy sê. Is hy ek probeer uit vir Max geafqualify. Hy het hoeveel ek weet Perez hy het dit dalk nog 2 keer reg gekry waar Max getrap het. Ja. Maar ek bedoel Perez is die laaste ou wat die resultaat op die tafel gesit het in 'n Red Bull. Na Perez was dit wie was voor Lawson geweest?
Dit was Perez geweest. Perez voorlos. Perez en toe dit was voor Perez is het Gasly, voor Gasly was dit was Albon. Dit was eers Gasly, toe Albon en toe was dit Perez geweest. En toe kyk ons nou na Danny Rick en toe kyk ons en toe sit Liam Lawson het vir 2 races gehou. En toe sit Yuki Tsunoda. Maar ek neem aan, en correct me if I'm wrong, sorry, op sommige van thema, of is nie van die laaste race, maar Red Bull ry nie volgende jaar met Honda's nie, hè? Dat hy volgende jaar met EcoBoost. So dit moet sê vir my dat die rede hoekom Yuki daar was 'n konneksie met Honda, was 'n konneksie met Japan, en nou het hulle nie onder daai obligations, wat se woord, ooreenkoms is sien. Nou kan hulle, kyk, wat of dit nou Laurent is, of wie ook al dit nou is, die feit dat Max aanhou perform, ten spyte van 'n moeilike seisoen, en dan nou 'n eerste half van seisoen met wanneer is Christian Horner was al, ek dink hier by die 4de, 5de race al weg, ja. So, die ouens maak nie reg om besluite, die feit dat Yuki by die huis toe bring, al is dit min en vir Max Alquali, wat ek probeer sê is, ek sal nogals my berus by whatever hulle besluit. So, cool Agile is die volgende, ons praat of heel seisoen oor Agile in Bordelet. Ja, op daai punt, dit is net voor ons nou op lig gekom het hierso, het hulle bevestig dat Agile is geteken vir 2026 en Liam Lawson bly in 'n Racing Bull en Arvind Lambert is nou Racing Bull en Yuki se toekoms lyk my staan Amerika toe, want Honda het obviously baie groot konneksie met die IndyCar series. Ja, ek het ook gesê is die reserve test driver vir Red Bull. Ja, dis korrek. So, maar ek jammer dat hy nie sit plek het, want hy ry hom nogals, ek wil ry hom meer as obviously Lance Stroll. Ja. Alhoewel, ek weet nie, ons seker praat oor. Wel, ek bedoel die Japaneese sal hom definitief druk. As hulle voel, jy weet, jy sit met 'n Fernando Alonso wat beter doen volgende jaar as Lance Stroll, en hulle gaan pressure op Lawrence Stroll sit, jy weet. Maar asof jy nou oor dit praat nie, maar wat ek wil sê is, ek sien net presies wat hy gaan doen in sy laaste ry. Yuki is. Wat 'n kamikaze Japanees is. Okay, ek like that move. Anyway, terug na die sprintrace en die ouens performance, dit was nog geweest. Ja, ek dink op die einde van die dag wat great was vir my van die sprint is dat Oscar het came good. Ons het geweet hierdie gaan 'n baie sterk trek wees. Ek het gehoop hy kry sy groove terug en hy het. Ek was baie disappointed dat hy die race gewen het. Daar's baie agter dit race. Ja, hy was tweede. Ek bedoel dis flippend close met elke punt. Ja, ek was baie disappointed. Elke punt tel. Sit sy lyn. Ja, want jy kon wen, jy kon 8 meer gekry en hy het die karre gehad die naweek. Maar om te doen. Ek het nou hier's 'n goeie vraag vir hierdie episode. Ja. Indien McLaren nie aangejaag het nie, en dat sou Oscar gewen het, en nou was dit op tweede gewees het, dan sou hulle 7 punte uit mekaar uit geëindig het, right? 25 en 18, hè? Ja, so. Maar nou het Oscar 18 huis te gebring en Norris het 4de geëindig, so hy het 10 punte huis te gebring, nee, 12 punte huis te gebring. 25, 18 en 15 en 12. So hy het net 6 punte meer gekry. So dis onder andere hoekom hy disappointed. Ja, so hy sit nou altyd so beter, maar so 1 meer punt. Ja. So dis hoekom Max is nou is hoekom Max nou 12 punte agter Lando is en nie 10 punte nie. En Oscar is nou nog +4, so hy 16 punte agter Lando. Ek het 'n vraagie vir jou. Indien Lando nie daai laaste posisie geval het vir die race, indien hy 5de sou geëindig het, net 10 punte gekry het en Oscar sou nog steeds 18 gekry. Dan sou Oscar ook ingehaal het op Lando, maar Max sou
10 punte agter Sorry. gewees het. Dis net 2 punte Ja. meer. Maar dink jy as jy Oscar is, ignoreer jy Max en sy punte en jy fokus net op Lando en sy punte? Met ander woorde, as Lando 50 was en jy is tweede, kry jy 8 punte op Lando, waar jy anders net 7 sal gekry, dit wie jy sal gewen en Lando tweede sal gewees. Wat sê jy verkies het, as jy Oscar was? En obviously, dit beteken dat Max ons dan nou derde. Ja, kyk, luister, ek dink obviously, jy weet, jy het 'n paar faktore wat 'n rol speel. Ek dink op die einde van die dag weet jy dat Lando is jou spanmaat, hy's 24 punte voor en jy weet die naweek het jy die vinnigste kar. So jy weet hierdie is jou prime opportunity om actually te maximize wat jy het. Maar maximize vir punte of Vir maximize punte intaal op Lando? op beide actually. Ek dink dis hoekom Oscar dalk so weet baie grief gevoel het oor die hele situasie. Ek dink my vraag hierso is, dink jy Oscar is meer bekommerd oor Max of meer bekommerd oor Lando? Dis 'n goeie vraag, Ras. Ek dink hy op die stadium van die wedstryd het hy nog dink hy dat dit is een stretch te ver vir Max. Want ek dink want ek dink ja, want ek dink jy sit en kyk na die eienskappe van beide motors en dit is die feit dat jy weet dat die Red Bull is nie op die stadium. Ons weet Max is 'n extra 4/10 in daai kar. Okay? So hy het homself in daai posisie ingery. So jy weet jy kon met clean air kon jy 'n groot gap opgeslaan het. En so dis was 'n disappointment lê is die feit waar die strategie ingekom het in die race. So alhoewel hy pole gehad, hy het die sprintrace gewen. Jy weet, hy het alles gedoen wat hy moes doen. Die span het hom gedra. Maar as jy nou sokom ons Ek dink dit 'n own goal nie. Daar's 'n ander twist in die resultaat van die naweek in die sin dat Lando is voor. Lando het sy lead afhaal. Hy het mos nou die championship verlies vir die seisoen. En nou is Max besig om in te haal en hy is die derde een van die 3. So ek dink hy's fine daarmee gewees dat Lando voor hom is en dat hy tweede is en dat hy sort of 'n comeback maak. Maar nou kom Max hier uit die bloute uit. En al die wind ek bedoel ek sê dit die hele tyd ons almal praat oor Lando Max. Oscar is so of hy ten spyte daarvan dat hy 'n goeie naweek gehad het, as hy besig om heel uit die prentjie. Ja, ek dink jy maak 'n goeie punt en ek dink Max, soos Max gesê het en Zac Brown het hom aangaan gesê, maar weet Max is soos daai villain in 'n horror movie. En Max sê vir my, ja, call me Chucky, verstaan jy? Bring die chainsaw. Verstaan jy? Ek daag op hoe sê Max? Yeah, it's not something that I really worry about. It's like, it's not something I really think about. It's like, are you thinking about how many points you can lose? It's like I don't come into a weekend to think losing. I'm coming to a weekend thinking how am I going to win? Verstaan jy? En ek dink dit spreek boekdele van die ou se mentaliteit. En weer eens dit is waar jy weet dis hoekom ek love dit dat Oscar disappointed is. Ja. Want hy weet sy potensiaal. Ja. Lando aan die ander kant is net soos weet hulle verstaan jy? Ek meen almal in hulle oumas. Almal in hulle oumas, verstaan jy? Maar sien dit almal in sy ouma. Almal in sy ouma, verstaan jy? As sy ouma weet sokkerballe gehad het. Hier is die ding, Ras, is weer eens, en ek dink, kom ons praat oor die McLaren strategie nou, want weer eens, ek dink baie mense koop nou maar in op die narratief dat daar 'n favoritism, want
Ek het, ou Rassie praat baie van nou Kim Ilman, die fotograaf van Formule 1, en Kim ek het Kim se podcast op sy vinnige video gekyk na die race, en dis baie interessant wat hy gesê het, is dat Zac Brown doen dit nooit nie, so die team principal wag dat die driver gewoonlik klaarmaak met sy media obligations in die media pen. En dan congratulate die span, die sponsors en die team principal daar by die motorhome. Verstaan jy? Presies. En hy het 'n punt daarvan gemaak om deur te stap na Oscar toe voor die kameras om 'n druk te gee en te sê ons is jammer. Maar nou vra jy, is that just want onthou hy wat Zac is 'n briljante bemarker. Hy weet wat kommunikasie is. En ek dink dit is my grootste punt hier, so as jy kyk na ewen die sprintrace, né? Daar was 'n video wat iemand afgeneem het, een van die skare wat in die VIP lounges gesit het. Zac het reg verby Oscar geloop en onmiddellik toe klik hy. Jy kon sien iemand agter van die McLaren span. Presies dit. So, jy weet, jy moes hom herinner om te sien, maar hy is ou, verstaan jy? Maar kom ons kom by die racing gedeelte, want ek dink dis vir die politikus, en hierdie keer is dit nie papaya reels of een of ander. Kan ek 'n vraag vra? Ja. Wat dink jy, hoekom dink jy het McLaren die fout gemaak? Dink jy hulle het iets gemis? Dink jy hulle data iets anders gewys? Dink jy agterloop dat iemand was met verlof? Kom ons gaan kyk gou. Hel, ek dink hulle Andreas Stella was in die Maldives. Ek dink hulle moet Sage gaan kyk, verstaan jy, hulle moet wel 'n rekords gaan trek, ou. Dit iemand hulle prys vinger op die knoppie, verstaan jy? Maar kom ons gaan kyk na die geskiedenis gou hierso, Rassie. Daar was definitief 'n baie sterk statistiek die hele seisoen lank, waar dit bevestig het dat McLaren wel 'n baie spesifieke geleenthede onder die veiligheidsmotor gestop het actually. Veral by Zandvoort. McLaren het 'n baie aggressiewe strategie daar uitgevoer en Oscar Piastri en Norris het beide kere 2 keer onder die safety cars daar gestop. Okay? Maar dis wel van die minder. En dit is, dan gaan ons weet na gemiste geleenthede toe. Okay, dit is waar dit actually reg gekry het. Nou, hier is die interessante stat. Die Britse Grand Prix. Albei besieders tydens die veiligheidsmotor rondsie het uitgebly. Okay, was gekritiseer. Okay, ja, Lando het gewen. Hulle was gelukkig daarso. Okay, maar het uitgebly. Okay. En dit was 'n strategiese fout soortgelyk soos Qatar gewees. Maar hy het die race gewen. Okay, maar dit kom in 'n tyd destyds toe Red Bull nie op die vorm is wat hulle nou was nie. Okay. Dan kom ons by die Qatar Grand Prix en dan by Azerbaijan. Okay. Azerbaijan het bestuurders ook albei die geleentheid gehad om te pit onder die safety car en het uitgebly. En om hulle stints te verleng. En weer eens, dit het 'n neutralization veroorsaak tussen die twee drivers. So met ander woorde, hulle hold station. Ek kan dit nie onthou wat is die resultaat van daai wedren. Ja, ek kan so lank kyk dan, maar nou sê ons eerstens, nou het ons uit die vraag vra, hoekom het McLaren nie in 2025 se Qatar Grand Prix gestop? Ja. Eerstens, die veiligheidsmotor is gedeploy as gevolg van Pierre Gasly en Nico Hülkenberg se crash, okay? Max het toe gegaan vir vars bande, McLaren beide, jy weet, daar's 'n baie groot argument vir hulle kon die strategy gesplit het en hulle Ja, het nie. ek het ook geloof dat ten minste een. Verstaan, en Oscar is daai opsie gehad het want hy's eerste, okay? Maar
dit was obviously nou in hindsight 'n baie kritieke fout gewees, want nommer 1, McLaren het gevrees vir verkeer. So hulle het geglo dat as hulle die karre gaan pit en hulle het nie gedink almal gaan pit nie, omdat dit net rond te 7 is van die stint. Maar nou moet ons in ag neem, jy mag net 25 laps op daai bande gery het, né? So, Dink jy dis wat hulle gegooi het? So, eerstens ja, hulle het gevrees vir verkeer. So hulle gedink almal gaan bly op die bande. Niemand gaan nou, almal gaan die stint wil klaarmaak. Want dit is nog baie vroeg. In daai punt het was Max klaar voor, né? En Max het toe gedive. En toe die McLaren's beide was agter hom, reg? Hulle was Max eerste en twee met die Mackies agter hom, reg? Ja, En toe bly die Mackies uit en toe dive almal anders. en ja. Maar nou hier is die punt, Ras, is dat Wag, was Max? Was 'n McLaren sê? Wie was voor gewees? Voor daai safety car. Was Max voor? Piastri was. Piastri was vir race leader gewees. En Toe hy nie gepit nie, Max het uitgebly. ja, en Eerstens Max het gedaai. daai wat hy tweede gelê, want Lando het obviously mos nou 'n swak start gehad. En toe pit almal en hulle het obviously as ons 'n ou gekyk het na Ferrari, Mercedes, okay, Russell het uitverloor in die double stacking, maar hy het nog steeds 'n pitstop gewen. En onthou die oomblik wat jy die tyre opsit, dan plus jy 25 laps. So ek dink dis nou waar die ding inkom, is dat hulle het 'n vrees gehad dat hulle gaan vasvang en gaan agter motor sit. Qatar het weer die dirty air probleem uitgelig en 'n DRS-trein veroorsaak. Okay, so hulle het gekyk en hulle het nie anticipate almal gaan pit. Die tweede ding is, hulle het die double stack vermy. Okay, met Piastri wat in die lead was, nadat dit P3 was daar 'n gap tussen hulle van rondweg 4,5 sekondes. En hulle kon actually 'n pit kon gepit het en hulle het 'n 1.8 second pitstop gemaak met Piastri. Okay? So hulle kon actually Piastri gepit het en hulle kon vir Lando gepit het. Tyd wat Lando in sy pitbox ingetrek het, was Piastri weg. So hoe kon jy nie reageer tot dit nie? Ek het 'n antwoord. Eerstens, as jy het hulle genoem die races waar hulle nie gepit het om safety car nie was Azerbaijan. Ja, Glad nie vir uitgevang het. Lando was 7de en Oscar het gewen het. ja. Dan Britannia het uitgewerk hulle wat hulle gewan toe. Dan die vorige net ons gesê was Zandvoort. En daar het hulle gepit. En dit was ook 'n 1-2, maar wat dis wat hulle nie gepit het nie? Nee, Qatar en Qatar, Britannia en Azerbaijan. As nie nog een. Okay, cool. So, maar dan eerstens dink ek het hulle dan Dit was 'n 50-50 call dan. Maar hier's wat ek dink. Okay. Ek dink honestly, ek het hulle probeer bargain dat daar iewers te weer het. Hulle Surely moes dit, want indien daar weer 'n safety car was binne die volgende 25 laps, né? Dan sou almal weer gaan pit het. Niemand sou uitgebly het om net nog 4 of 5 laps te ry vir tires. Almal sou weer gaan pit het en hulle sou posisie gehou het. So hulle wil dit dalk nie erken nie, maar dit was 'n game. Dit is al wat ek verwag vir my sin maak. Ja. Ek wou nie vir my vertel in day and age waar ek en jy met AI 'n race-strategie kan maak met critical laps vir verskillende scenario's. Voorbeeld, daai goal wat op die podium Schmidt, ja. Sy het voor die race, ek het nou die interview gesien dan daar op gebied. Ja. Voor die race het sy geïdentifiseer, indien nou op lap 7 of later iets sou gebeur, moet ons gaan pit. Dis hoekom selfs al het Oscar uitgebly het, Max gaan pit, toe bly Lando ook uit, toe die hele Red Bull garage moes gepanic en vir gesê wat jy het 'n fout gemaak. En toe daai almal anders ook in vir pits. Ja. En toe sê eventually die Here all of nothing, right? Ja. Nou want sy het voor die tyd
die reis gaan engineer en gaan sien wat moet en moet nie gebeur nie. So obviously kan McLaren dit ook gedoen het en Vettel dit waarskynlik ook gedoen. Wat McLaren baie gedoen het wat die ander nog nie gedoen het, is op die gamble. So die gamble op nog 'n incident of virtual safety car overloop. Dis al wat vir my sin maak. Want hulle het al die resources om vir hulle die regte tools te kon gee om nie die fout hoef te gemaak het. En as jy baie duidelik gaan hoor wat hulle strategie toe was na die safety car klaar gemaak het, is jy weet, en weet jy, hierdie spanne hardloop hierdie scenario's die heeltyd rasie. Ja, kom ons kyk gou ras dan na die misoordeel daarvan. Ek dink soos ons nou gesê het, ek dink ou Schmidt het 'n baie goeie call daar gemaak. Maar kom ons kyk van McLaren se oogpunt af. Ek dink hulle het nou gedink hulle gaan meer flexibility hê in hulle dinge, al wat geflex is soos 'n wing. Ja, weer 'n keer, ek dink as daar nog dis wat ek nog vir gesê. As daai safety car 'n virtual safety car was, né? Dink jy, want onthou 'n virtual safety car word die bol nie opgebunch nie. Maak as al baie posisies op. As jy dan selfs al sê dan voor die derde lap van 'n virtual safety car gepik het, dan het jy nog steeds die kans gehad. O ja. Maar dit was nie. So hulle moes onmiddellik pit of hulle moes dit los. Ja. Maar as daar, om terug te kom wat jy nou wil sê is, indien daar soveel so as net een lap so of 'n halwe lap of whatever se virtual safety car was hulle in the money, flexibility, whatever. But it didn't happen. Didn't happen, my bro. Massive gamble. And why? Why take the gamble? Goeie vraag. Omdat nou, ons kan dis nou waar die conspiracy theorist inklim. In my. Bro, as ek bedoel, spesifiek. As Red Bull gegamble het en gewen het, dan was hierdie hele gesprek presies aan die kant nog, you know? Wel, dit was. Maar Red Bull sou nooit gegamble het. Ek dink die realiteit is, ons moet altyd onthou dat as 'n safety car uitkom, is 'n free pit stop. Dis rule number 1 van 'n safety car. So as cheap. Is 'n cheap pit stop. Ja. So in ander woorde, die oomblik 'n red flag is dis voor. En weet, ek dink omdat jy die 25 ronde limit gehad het op die bande, moes jy moes onmiddellik een van die compounds uit die pad uitkry. So even met dit kan jy, soos wat hulle gaan het, medium, hard. Jy weet? Jy weet, so dit was nogal interessant. Medium soft. Ja. Ek dink dit is baie belangrik. Ek dink, jy weet op die einde van die dag, dat daai stop, het hulle, jy weet, 'n 20 sekondes gekos waar dit hulle miskien daar kon, jy weet, kom ons sê 15 sekondes kon gekos het. Verstaan jy? So, ek dink dis waar die issue inkom en die result is Max pit, Carlos pit, straightforward. Verstaan jy? Right, act upon it. No gambling. En ek dink McLaren was naïef om te dink hulle het soveel pace gehad dat hulle onder Max kon uitry. Weet jy wat is my groot issue met McLaren? Kyk, as my nie, McLaren het constructors gewen. Apparently, warehouse nie fabrieke sal met vakansie. Maar hulle 2 drivers, eerste en derde. 2 drivers op die podium in daai tyd in die wedstryd. Hoekom met al 2 gamble? Dis die ding. As jy nou gou kyk hierso na ons grafiekie so rasie. Ons kyk daarso na die wedrenfase. Ons kyk na ronde 1 tot 6. Hulle is gelyk, jy weet, als Max is van laptye. Ja, en ons kyk na McLaren se strategie en ons kyk na Verstappen se strategie. En hulle is op sagte medium bande, hy is op sagte medium bande. Die kritieke fout bly buite en behou posisie, maar die bande verouwer. Okay? Max met die meesterskyf, okay, stop vir harde bande, verloor min tyd, net 12 sekondes versus die 24 sekondes. In fact, hy het vir mediums gestop. En toe wen Max op 'n eendag 12 sekondes gratis in daai pitstop. sien jy? So hoe gaan hulle 12 sekondes onder hom uitry? Hulle kon nie.
Okay? Al is hulle geskoor het met nog 'n insident, Ja. maar hoekom dan met al twee keer? Presies, dan het ons van lap 8 tot 25, Piastri lei, maar hy moet nog stop en sy bande is besig om obviously in te loop, verstaan jy, en die klif te slaan. Nou is Max op die prowl en hy het varsbande, hy sit in die netto lead, so al wat hy moet doen is manage, okay, so hy save fuel, so op Hy het gemanage, dan eens, nee. hy het nie probeer van ons tye op nie, hy het nie geryf posisie nie, hy het net gemanage. Precies. Weer 25 laps, dan gaan hier en daar 'n kritieke punt kom dat 'n bietjie moet stoot. Ja. So nou my punt is, Ras, McLaren was dan op die aanmiddag sitting ducks met die groen vlag wat kom. Okay? Die gedwonge stop wat hulle moes gedoen het op lap 32 dink ek. Jy weet, is onder die groen vlag fase, dis waar hulle groot verlies is. Max ry deur, hy neem fisies die lead oor en waarmee sit hy met 'n 17 sekonde lead. Jy weet, en ek dink op die oudag het Piastri het ingejaag. Nou kom ons kyk na die alternatiewe scenario, okay? Kom ons sê McLaren roep vir beide Piastri en vir Norris in direk, en dan op die oudag het Piastri nog steeds eerste in die lead uitgekom met 'n groot genoeg gap gehad. Hy het varsbande, Norris het derde gelê in plaas van 4 met varsbande, so hy kon op Max gebly het, hulle sou Max se strategie onder pressure gesit het. Sien jy? Verstaan jy? So, dit is die scenario. Kom ons sê McLaren het gevolg waar daar, jy weet, waar hulle nie die double stack gedoen het nie, maar hulle het gesplit, so Piastri nog steeds eerst uitgekom het. En dan sou Piastri wen en Norris sou geveg het vir 'n podium te verstaan en dalk agter hom geëindig het, maar dis okay. So waarom was die double stack dalk 'n wenresep? Nommer 1, Norris se risiko was min. Okay, tweedens is die alternatief was erger. Deur nie te stop nie, het hulle effektief 20 sekondes gekos en 2 plekke. En baanposisie is koning in Qatar. Dit is moeilik om verby te gaan. So jy Maar ja, daar was 'n regulated compulsory 25 lap. dit is wat die groot deurslaggewende ding is dat McLaren het nie op daai oomblik ingereken nie. Presies. So hulle het tegnies 'n paar laps verloor. Maar dit bring my terug na die vraag wat jy gevra het. Wat het gebeur daar? Wat dink jy? Hoe? Want ek het daar gesê my opinie is hulle gebaal op nog 'n incident in 'n virtual safety. Maar dan dink jy dis eenvoudig hulle het net besluit dat gaan met auto drivers. Dan gaan met al twee gamble. Ja, ek dink hulle het gedink track position is koning en gedink as hulle nie die track position het, dan gaan hulle dit van daar af kan manage. Of hulle het gedink dat nie almal gaan pit nie. Dit is die ander scenario en ek dink dit was ingereken in hulle dat nie almal gaan pit. Want toe Max ingaan moes Lando. Presies. En toe het hulle Maar hulle moes dan moes iemand op die radio gesê, boys, Piastri, do you want to pit? No, okay. Lando, if Max pits, you pit. Dis so eenvoudig dalk eerder 4 sekondes. So Rassie, hier is die ding. Double stack en verloor 2 sekondes. Pit nie en jy verloor 20 sekondes. Of 12 sekondes. Double stack, maar onthou as okay, ja, dit is maar wat Max was tweede. Ja, double stack, maar dit is safety car, dit is pit lane, ons het gesien hoe vinnig is hulle pit stops. Ja, dit was vroeg genoeg in die race, die camp was nog in klein. Ja. Maar ek bedoel, daar het Zack klaar gesê in die einde, ons het Oscar se wen weggegee. Ja. Okay. So ek dink dit was op die einde van die dag die ding. Ek dink weer eens ek is redelik speechless oor McLaren. Hulle het nie sulke foute gemaak hierdie jaar nie. Hulle was redelik on point met strategy. Maar wat sal hulle motivering? Hulle het klaar van straffers gewerk.
Dan is daar, dink jy, daar's ons twee spanne. Dan kan sommige ouens wat al twee drivers serve, maar dan sal definitief 'n span mechanics vir Lando en 'n span mechanics vir Piastri, daar's 'n race engineer vir elkeen. So, dink jy nie daai ouens, die race engineer spesifiek moet ons een of ander bonus uit die konstruksprysgeld kry indien jou driver beter perform. Ja. Ek voel so of asof hulle almal legit sê, okay, well boys, ons het 'n target achieve. Dis classic Ferrari vibes, amper al. Ja, wie rasie wat vir my sad in die hele storie en ek kan nie help hom, maar net ek sê nou nie ek klim op die conspiracy theorist en agter dit nie, maar weet jy dit lyk regtig sleg. Jy weet, soos Oscar kry Paul, hier's hierdie reaksie in die garage van sy eie mechanics. Jy weet, dit wat Zach gedoen het in die media pen. Jy weet, die feit dat hulle ja, okay, ons het Oscar se reis gekos. Jy weet, wie sit die pressure op? Jy weet, wat gaan regtig aan is die groot vraag hierso. Want wie het Zach se balls in 'n vice grip hierso? Want dit lyk baie duidelik asof iemand pressure op hulle sit om seker te maak dat Lando champion raak. Want dit is siel verkoop van daai aanstaan so. Of Lando se pa wat 'n biljoenêr is besig om pressure te apply daar. I don't know. Daar's soveel permutasies vir dit. Verstaan jy? Maar op die einde van die dag raas, dis 'n sport. Hierdie ouetjie wat Oscar Piastri is, het sopas weer gewys as die kar actually ingedaal is soos wat dit moet ingedaal wees. Hoekom nou Qatar? Hoekom? Ek bedoel, dit was sy eerste pole at Zandvoort, nadat ons terugkom van die summer break af. En hy het al die punte verloor, 40 in die lead. So, ek kan nie help. En softly. Ek dink, en weer eens Piastri het self uitgekom en gesê, hierdie was nie papaya reels wat hierdie hom gekos het nie, dit was rarig net 'n fout. Jy weet? En die enigste keer wat hy actually papaya reels gebly met was Monza. So, maar dit bring ons terug wat jy het net gesê van Oscar wat sy staal gewys het en wat evidently 'n beter naweek gehad het as Lando. Ja. Lando het foute gemaak, heeltyd. weer 'n keer met race starts en met ander goede. Ja, die ou tyd het einde gemaak. Maar jy kan sien die ouens onder pressure sielkundig. Ja, jy kan sien nou, jy weet, en ek dink hulle het hulle self geen gunsies gedoen nie. Ek bedoel, dis soos Max nou, as hy nie die McLaren was, is hierdie championship blanke opgerap. En they could have. Maar wat ek like is dat Oscar in die konteks van Lando net weer 'n keer bewys hoe goed hy regtig is. Hy is almal weer. En dit bring my vir 'n oomblik as ek mag. Ek weet nou wil jy nog iets oor Max sê nie. Ek wil oor Max praat. Maar dit bring my na Carlos Sainz. Ag, kom ons gaan Carlos. Twee Williams en 'n Williams. Hy sit daai Williams vir 2-3 jaar terug. Ek bedoel hoe wie daar stat vandag gepost van Carlos Sainz op sigself, homself. Het oor die laaste hoeveel races, 4 races. 3 punte geskor en Ferrari as span. Ja. As span. Ja. Ferrari. Met Williams, met een driver van Williams. Maar en hy bly nog steeds die laaste Ferrari winner. Die rede hoekom ek dit wil opbring is in die konteks van jou staalwys en wys hoe talentvol jy is sodat almal dit kan sien, nie net die wêreld nie, maar ouens wat drivers shop. Ja. Wat goeie drivers in goeie voertuie wil sit. Carlos is, ek wil dit nog 'n hele jaar gevat, maar yes, was ek nou impressed met die lat gewees. Ja, was amazing. Yes, maar vir 'n Mercedes en 'n McLaren agter jou te hou. En jy het floor damage 2-3 laps van die einde gehad. Ek het nooit verwag dat hy so goed gaan doen in 'n ek sê nou so goed, dis 2, 3 race results per jaar. Die ou sukkel met punte, ja, ek nou taamlik baie gejump en ek het nou eintlik al en ek sien uit nou gesien die volgende en die laaste is ons nou die volgende keer al gepraat. Ja.
Maar die ou Press wat hy meestal verwag het, nie dat hy hoog op is, nie dat Williams nou baie, hulle kan nie beweeg uit die posisie nie. Maar ek dink nog steeds vir die ou, hy wys sy staal en hy sy talent, en ek net soos met Oscar, hoop ek te tel vir iets further down the line, dat jy nie in 'n posisie soos Yuki of whatever opeindig, of Ricardo for that matter, of iemand wat ook eintlik vir homself om goed te wees, maar nie regtig wys nie, dan sit hy sonder seat. Ja. So ja, ek kan nie waag om, dit is nou nie die regte episode om dit te bespreek nie, maar ek wonder nog steeds hoe lyk Carlos se toekoms. Voel vir my hy is besig om 'n Williams, om 'n 2025 Williams 2 keer op 'n podium te kan sit in 'n day and age waar Ferrari dit nie reg kry nie en ander ouens dit nie reg kry nie. Dink ek is amazing. Waar 'n tweede Red Bull driver sukkel om 'n podium te kry. Dink ek is amazing. Ja. En dit bly vir jou vra, het Mercedes en Red Bull nie iets gemis hierso nie? Mercedes is goed. Ons moet dit ook vir hulle moes beter gedoen teen naweek actually. Hulle is jammer Kimi het met wyd gehardloop op die einde. Weet dit het Lando nou obviously gehelp, punte gewys. Dit was, en ek dink, in fact, ek het 'n video gesien waar Toto vir GP aangevat het na die tyd, vir sy comments, en sê, maar dit was nou typies geweest, want dit is nou obviously Mercedes client, so hulle moet vir McLaren deurlaat, en Toto was nie happy daaroor nie, maar, jy weet, op een weg, het was 'n rookie mistake, jy weet, was 'n rookie, ja. En die pressure was aan. Ja, reis gehad, en ons is eerlik, Lando het van 'n gekar in elk geval gehad. Ek was baie excited dat hy gelyk het of hy gaan hou en iets. Maar Williams, maar ek dink ons sê Williams het 'n goeie naweek gehad, wat weer 'n keer consistently punte huis te gebring. George is 'n bietjie unlucky en vir 'n paar races al hierdie jaar. Maar Mercedes is solidly weer op die champion. Ja, ek dink daar's nie 'n vraag nie, weet jy wat? Geld dit is, en weet jy wat Ras, hulle het races gewen hierdie jaar. Hulle consistently baie punte. Verstaan, en nou het jy Ferrari wat tweede gelê het op 'n stadium, en hulle het nog nie 'n race gewen hierdie jaar nie, en ek dink, quite frankly, dit is nie, maar ek meen, yes, as Williams ja, verstaan jy, the great late, Frank Williams, verstaan jy, maar ek kan nie sien dat hulle Abu Dhabi gaan wen nie. Jy weet, so, dit gaan die eerste jaar wees, dit gaan die eerste jaar wees sedert 2016 wat hulle nie 'n race wen nie. En voor dit was dit 1992, né? Dis waarvol. As Yuki en Lando en Oscar en dalk even Max, as die manne mekaar wil gaan uithaal, ek weet nooit of Ferrari deursnik op en hulle is want nee, en onthou my, ek het mos oor impuls met jou, as Ferrari 'n race hierdie seisoen wen, of in die laaste paar races, dan bring ek vir champagne wat ons gaan spyt, soos op TV. Verstaan jy? Ons bou. Maar weet en jy praat best 'n bietjie Frans. Vive la français. Parlez-vous vive la français, my brother? Hè? So, maar hy, luister die Ras, net vandag, né? Ek wil net dit sê, Williams het sopas 5de plek consolidate in die championship. Maar ek dink hulle het nog altyd, daar's geen manier. Nee, dit is, maar kan ek net dit sê, wat gaan aan met Albon? Hy het die vorm gehad en die vorm verloor, en weer eens dit want ek wil nie vinnig sê, en dan wil ek jou teorie hoor, want, weet jy wat, hy's weer onder pressure, dis nie hy weer die podium score nie, dis Carlos, ja, en ewe skielik sit hy daar so, en nou perform nie, so nou moet jy vra, is, jy bring sy kwaliteit in question. Ek ry nog steeds vir Alex Albon. Nee, verseker. Al omdat hy vir Carlos bietjie outperform het, obviously, want dit is nou al langer kan, maar die vraag wat ons nie kan ignoreer nie is, ons weet Carlos is goed met hy's 'n baie tegniese ou, veral met sy paas, met die pedigree wat hy gespaak kry. Ons weet hy het vir Renault baie gemaak.
het vir McLaren baie beteken toe hy van Renault af oor is op McLaren, dis vir McLaren se waar hulle begin herbou het, hè, en hulle sukses begin proe, voordat hy ewen al daar weg is. By Ferrari self, ek dink sy insette by Ferrari, sy terugvoer en hoe dit doen en wat ons op drivers of waar ook gesien die ouens se verdict op hoe hy te werke gaan, toe hy na James Vowles toe was en James Vowles wat theorie vraag, het Williams nie begin, daai Williams beter develop as gevolg van die terugvoer van Carlos, en uit die aard van die saak, het dit meer vir Carlos begin bevoordeel nie, want hulle het geheed op sy feedback. Is dit nie maar presies wat daar En met ander woorde, dan weer eens, en dis 'n baie belangrike punt, is Albon se terugvoer, dan tegnies nie so goed. Ja. Want ek bedoel, Riccardo Adami van Ferrari het einde verlede jaar gesê, dat Carlos se feedback is so goed soos even beter as wat Vettel's was. Vettel's, Alonso. of even Lauda, daai tipe ouens. Ja, maar ek weet nie of Adami daar was. Nee, nooit. Nee. Maar ek dink die Albon se terugvoer is wenig flippend sleg nie. Want hy het goeie resultate met die Williams reg. Hy het. Maar daar sit Carlos dan 2 keer op 'n podium. Maar as jy dit is wie se feedback gaan jy kies? Dan gaan jy een kies wat die kar nog beter maak. Maar as jy gaan dit 'n ander design philosophy wil. Maar as jy dit is soos 'n rugby speler wat vrek gedoen in die URC of 'n super rugby of wat ook al. Maar wanneer hy by Springbok vlak kom, jy weet, dan kan jy net nie daai step up maak nie. En dit is nou tipies daai pressure wat op Alex gesit word, waar jy weet James wel wag hy step up maak, want hulle weer is daar. Maar as is asof daar 'n blok is. En dit concern my vir die toekoms. Ek dink wat ek voor jammer wat ek opsien nou, is dat Carlos weer great is vir yet another team, net soos McLaren en net soos Ferrari en vir Williams. Maar dan beweeg Carlos aan en dan proe die span meer sukses. Wel, Ferrari is die uitsondering. Ferrari het die sukses geproe omdat Carlos daar was. Sukses. Nou sukkel hulle. Ja. Maar nou, by McLaren was het anders kant om, hulle het ander develop in die regte rigting om blaas, ek wil James Vowles is arm. Ek dink die vraag is, hoe lyk, en is, weet ek nie in die regte episode nie, maar net vandag, ek wonder net hoe lyk Williams se toekoms, volgende jaar en daarna. En interessante observasie, is dat Carlos se vorige teammate was Charles, daar was 'n lekker bromance, voor dit was Lando Norris lekker bromance, voor dit was hy by Renault saam met Hulkenberg, daar was ook 'n lekker dynamic. Maar met Alex Albon, en ek het nou half Williams begin volg, jy weet, die app en ek soms nie groot op social media nie, maar daar sien dieselfde tipe van bromance. In fact, ek dink die bromance met Charles en Lando is nog steeds meer as met Albon. Which begs the question, as Williams 'n driver moet vervang, is dit waarskynlik vir Alex, en wie sit hulle in, en hoe lyk daai dynamic by Williams? En dan ook, hoe lank gaan Carlos nog by Williams bly, voordat hy besit, like, jy weet, imagine vir Carlos en Kimi het saamry, hoe sal dit wees? Ja, ek dink weer eens, dis waar Mercedes miskien dalk 'n baie great ding gemis het, nie noodwendig ons vir George terug na Williams. Behalwe dit, dit sal 'n baie left field move wees. Ons kan praat oor Carlos wat kon gesign geraak het, maar wat van as jy Albon in 'n Mercedes gehad het? Miskien het Albon net die regte environment nodig. Jy weet, Albon en George is spel. ja, verstaan jy? So, weer eens, ons kan dit debate nou toe Kingdom comes, maar Daai vraag op daai vraag van jou is, dink jy, ek dink nie Kimi so goed gedoen het by enige ander span nie. Want Toto is in sy corner, 100%. Toto is amper soos 'n pa vir hom. Ek dink hy maak vir hom warm en fizzy voel, en hy skep 'n safe environment vir Kimi om te thrive. met ander woorde, Kimi ry met 'n warm waterbottel is hulle in Las Vegas ry. As jy net die sunscreen aangesit. As Kimi in 'n Williams was,
of in Racing Bull was, Mm. of in Kicksauber, of in enige ander voertuig was, sou hy maar net weer verdwyn is, al die ander rookies wat ook eintlik goed is. Maar ek bedoel, die ou het brilliant gedoen, omdat hy met 'n capable voertuig sit en omdat hy talentvol genoeg is en nou met die environment reg is. Ja. So ja, ek stem saam met wat jy sê, maar dis of Kimi 'n bietjie van 'n hondreg eintlik gedoen het. Maar my vraag is, verdien Carlos nie eerder daai Mercedes seat bo Kimi nie? O, verseker. Want hy het homself al bewys en hy doen nog steeds, en in hindsight sou, as jy, ons moet nou mooi dink hieroor, daar's 800 punte by McLaren nou reeds. So Mercedes sou nooit eerste plek gekry het nie. So fair. Miskien het Toto dit geweet ook. En Kimi is dalk baie goedkoper as Carlos byvoorbeeld in terme van salaris. Maar Mercedes sou definitief baie meer sukses geproe het as wat hulle tans het, dink ek is Carlos nog waar. Ek stem so. Want jy het iemand wat baie beter feedback gee. Anyway, kom ons hou dit vir volgende episode om 'n bietjie te chat oor hoe lyk die dinge vir volgende jaar en dan Maar nou ras, driver market en so. dit set ons nou op vir Abu Dhabi. Jy het nog oor Max gepraat. Vanaand oor Max, kan ek net weer eens reiterate wat almal reiterate. This is the comeback of all comebacks. Jy weet, as hy dit reg kry, ras, is dit die grootste overturn in championship points ooit. Dit is die grootste comeback in die geskiedenis van human society in alle sporte. Soos in die woorde van Chris Pratt, nie as Kim Kardashian sal dit kan hou nie. By the Office blooper. Okay. So, ja. Anyway, punt is, ek dink dit sal amazing wees. Ek dink dit sal 'n fairy tale wees. En weet jy wat? As dit net nie 12 punte en 10 punte was nie, nee. Sou dit vir my gesê het, shucks, this is on like a scone. Verstaan jy? En ek dink dit het nou dinge bietjie moeilik gemaak. Net Kimi wat nou daai plek op weer verloor het en dis nou maar net 'n error. Maar weet jy wat, ek dink is aan vir Max. Ek dink in fact die grootste fout wat McLaren kan maak in Abu Dhabi is om defensively in dit 'n defensive mindset te gaan, want Max het absoluut niks om te verloor nie. Hy gaan met daai is total abandonment, verstaan jy? Dis daai roekelose, ek gee nie om vir 'n 5de nie, maar ek gee tog om en ek gaan alles gee, want dis die mindset wat hy dra, waar hierdie ouens is soos, ons wil net een championship wen, ons wil net een championship wen. Rosberg mentaliteit. Maar nou, laas wil ek hiermee afsluit. Ek het gaan net vanaand vra vir jy antwoord ken nie. Wanneer laas het, dis wel 'n silly question, ek gaan mooi dan. Wanneer laas het 'n drivers gewen, waar sy span nie constructors gewen, dit was Max in 21, right? Want Mercedes het constructors gewen. In 2024. McLaren was constructors champions. So natuurlijk, en toe Max dit teruggevat by, sorry. Ja. So ja, vir laas jaar was hy onlangs die een. Ja. Nee, is nie so met vraag nie. Dit was lang terug gewees. Baie ongewoon. Dis lekker. Lekker, hè? Hoorie maar, wat 'n skouspel. En ons laat ek mos so 'n bietjie te duiwels advokaat en jy weet bietjie conspire. Maar soos in die laaste race is it very evident dat jy weet Paul was as daar saboteur in die McLaren garage is. En die FIA nie noodwendig hierdie narrative, jy weet, dit klink dat stop daar even met te sê, oor 4-5 jaar hoor ons dan daar. Maar ek bedoel, dis presies wat die FIA wil hê. Nou maak almal geld, almal wil die laaste reis kyk, al die restaurante wil die produk koop. Prices of vibe, dis so, it's almost like you can't script this. You can't script this, but it's amazing. But it is amazing. Haai daar 5 ligte kykers. Is lekker om weer 'n bietjie met julle ook te kan gesels. Ek het so lekker geluister na Rassie en na Eddie vandag terwyl ek gou die video geëdit het.
Ek is so spyt ek kon nie saam met hulle gesels sit nie as gevolg van ongelukkig van werksverpligtinge. Ek weet hulle is besig nog om of het al vroeër nog so die Abu Dhabi se vooruitsigte opgeneem, so ek sal gou môre daai videoetjie vir ons reg kry. Maar ek wil net gou wel 'n paar punte byvoeg op hierdie video. Ek gaan dit probeer kort hou, ek wil nie die video te lank maak nie. So ek dink ons kan met alle eerlikheid sê, ek dink hierdie naweek was werklik waar een van die eerstes waar ons kan sê Papaya Reels by die McLarens het regtig nie 'n rol gespeel nie. Ek dink dit was net absolute patetiese strategie van hulle. Hulle kan nie eers 'n verskoning dink en Oscar het te laat by die pits verbygekom nie. Oscar was heeltemal betyds gewees. Ek bedoel daai safety car het vir hoe lank gestaan en wag vir hulle. So daar was meer as genoeg tyd vir Oscar om in die pits in te trek. Ek bedoel ek het die somme gaan maak in die reis. Ek het sit en wonder, is dit 'n goeie een, is dit 'n slegte een? Gaan die ouens dalk probleme optel later in die reis? En luister uit strategie gee van die res van die grid was soos in pinpoint spot on gewees. So McLaren gaan dink weer. Julle calculators werk duidelik nie. Verander die batterye of iets. Leen na by 'n paar Duracells by Williams. Dan is daar definitief 'n paar goedjies wat McLaren my werklik waar ongelooflik teleurgestel het hierdie naweek. Eddie, jy het so aan een of twee van hulle geraak, maar ek sou graag meer dit wil beklemtoon, want ons het nou al gepraat oor die storie tussen Lando en Oscar. Word Oscar benadeel, word Lando bevoordeel? En as jy enigstens dink ek vra daaroor het, ek dink hierdie naweek was 'n bewys wat nou verby was in Qatar. In die eerste plek, Oscar het sy kar aangeskakel en hy het duidelik alles gekry wat hy moes gekry het. Mens sou tong in die kies as jy na die res van die naweek kan kyk na wat als gebeur het, sit en wonder, het McLaren gedink, okay, Lando is dalk veilig nou genoeg, Lando gaan die naweek klaarmaak, en die kampioenskap vat, en hulle het nie nodig om iets aan Oscar se kar te fine-tune nie, of af-tune nie. Ek weet nie. Maar Oscar het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Oscar het die pole gekry vir sprintreis, en in daai oomblik skakel die TV-skerms oor na die garage toe van McLaren, en daai ouens staan met botgesigte daar asof albei bestuurders so pas ge-DNF het. En dis Oscar wat 'n sprintreis gewen het, of op pole gevat het. By die sprintreis toe hulle hom gewen het, ek praat nou onder korreksie, maar ek kan nie eers onthou dat ek die garage sien uithardloop het en teen die heining gaan hang het soos wat al die spanne deesdae maak nie. Selfs die Red Bull van Max het dit gedoen in 2023 terwyl hy al wat 'n races gewen het en niemand het regtig verwag het enigiemand anders gaan iets verwen nie, en hulle was nog steeds daar om te ondersteun en geluk te wens en alles ter. En ek kan nie onthou of ek actually een van die McLaren ouens daar teen die heining gesien het nie. Wat jammer is. En Erik stem saam, ek dink is Eddie of was Rassie geweest wat vinnig al genoem het oor Zak wat mos absolute briljante bemarkingstipe van 'n man is of bemarkingskop op hom het, wat fantasties is, maar ek dink dis net een groot media stand gewees. As jy gaan kyk na waar hy gegaan het na en vir Oscar voor die hele pit gaan gelukwens het. Mediapin gaan gelukwens het en voor jammer gesê het oor die keuse wat hulle uitgevoer het en dat dit hulle fout was en. Ek bedoel, dis iets wat jy los vir aan die einde, of daar agter geslote deure. Jy kon ook baie duidelik sien dat as jy gaan kyk het waar Zak Oscar se hand gaan skud het na die tyd so half styf, en toe hy by Lando uitkom, is dit man, hy omhels hom amper, hy het nie, maar hy het hom omtrent gegroet soos 'n pa seun sal groet. Ek weet nie, dit sit snaaks aan 'n mens.
en hier is vir my die grootste teleurstelling van die naweek. En dit, dink ek, hier is min mense, Aries, jy kan ook maar jou opinie gee, maar ek dink hierdie sê baie oor waar die stand van McLaren is teenoor hulle twee bestuurders. Ons verstaan, Sondag het hulle 'n fout gemaak, ons deel daarmee. Of ons nou daarmee saamstem, of hoe stupid ons dink hulle was, en al die lekker goedjies daarmee. Die groot ding is, Oscar het wel in 'n goeie kar, 'n goeie bestuur gehad, en hy het daai kar in 'n tweede plek ingery, agter Max in. Carlos, fenomenaal, het hom in derde plek ingehou. Ek dink ons almal het op heetetone of op die punte van ons stoele gesit, net om hierdie, om te sien dat hy weer nog 'n podium kon inkry. Fantasties. Tweede podium vir Carlos en Ferrari. Net so, ek verdwaal van my storie af, ek weet. Sorry Louis, nog een vir jou in die rooi Ferrari nie. So ek wonder of Ferrari nie spyt is nie, want die afgelope 3 naweke het Carlos 26 punte aangeteken en en Ferrari het ook 26 punte aangeteken. Wil Ferrari dalk hulle polse sny oor Carlos? Ek glo so, maar kom ons los dit daar. Om terug te kom na die McLaren situasie, toe is Max en sy span was fenomenaal en opgewonde en hom omhels en geluk gewens na hy uit die kar uit geklim het. Carlos het nie lekker geweet aan watter kant toe hy die kameraman eers moet sy stap voordat hy daar so kyk, dalk 'n blaadjie daar by Colby gaan uitskeer en leer hoe om te sy stap, want hy en die kameraman het mekaar al amper semi ontmoet, voordat hy by sy span uitgekom het en hulle omhels het en alles, en hier is die een wat ek dink effens kan seer maak vir McLaren ondersteuners, vir alles jy nou mooi gaan kyk het hierna. En dan sê jy sien, daar was nie een McLaren spanmaat of van die pit crews en daarso om vir Oscar geluk te wens op sy tweede plek wat hy behaal het. Nou, ek moet sê, dis iets wat ek nog nie baie gesien het in Formule 1 nie. Eddie weet ek, hy is ons fenomenale ensiklopedie, so Eddie, ek weet nie, daar kan jy dit uit onthou of jy nou al so iets gesien het, maar dit het vir my prominent uitgestaan, is daai feit dat daar was niemand. Oscar het vir Lando geluk gewens, hy het vir Carlos is geluk gewens, en Max is geluk gewens, en hy het sy goedjies uitgetrek by daai boksie podium dingetjie, helmet afgehaal en daar gesit, en daar was nie, Zak het eventueel daar verbygekom, en maar andersins, daar was niks gewees waarin hy actually of enige van die spanmaats vir Carlos, vir Oscar geluk gewens het nie. En dis baie hartseer, om te dink, as jy nou al kom op 'n punt waar jy 'n bestuurder het wat in 'n tweede posisie eindig in 'n Formule 1 ren, en as hier spanmaats om hom geluk te wens nie. Dan ek gaan dit daar afsluit. Ek gaan dit daar so los. Dan wil ek so 'n klein ietsie nogal met julle deel aan ons 5 ligte kykers en luisteraars. Dis nogal 'n lekker ene. Hierdie ene is amptelik ons 50ste episode vir hierdie jaar. So baie opgewonde daaroor. Dit is 'n groot mylpaal wat ons behaal het. Ek wil net baie dankie sê. Ek glo Eddie en Rassie voel dieselfde, Aries ook. Maar ons wil dankie sê vir elke liewe kyker, elke liewe luisteraar. Dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat julle luister na ons. Ek weet ons praat baie keer 'n groot pot nonsens. Ons is baie keer geniet net mekaar se geselskap voor 'n kamera. Baie keer maak ons sin wat ons praat, ander kere dalk nie altyd seker nie. Baie keer verskil julle, baie keer verstem julle saam. Maar dankie vir die ondersteuning wat almal vir ons gee, al die kyke, al die luisteraars. En dan deel asseblief dit. Ons sosiale media platforms is daar, Facebook en Instagram, Twitter, nie Twitter, jammer. Hy bestaan ook nie meer nie. TikTok en YouTube waarop die video's is, as jy graag wil kyk.
Podbean en Apple Music en Spotify as jy luister. Ek weet op Ramkat radio speel hulle elke Saterdag 11:00 ons podcast van die week. Dankie vir die ondersteuning. Deel met ons so 'n bietjie, deel dit met ander mense. Wat is julle gevoel dalk van die naweek? Hoe het julle die McLaren storie sien uitspeel? Hoe sien julle Abu Dhabi uitspeel? Ek weet ons gaan binnekort die video uitbring oor die vooruitsig van wat verwag word daar in Abu Dhabi, maar deel graag met ons hoe dit daar gaan. Wat dink julle wat gaan gebeur? Gaan Max terugkom en 'n 5de ene vat? Gaan Oscar besluit hy gaan krane oopmaak en vir Lando laat stof eet, of gaan Lando sy eerste kampioenskap wen? Gaan interessant wees om te sien. En daarmee, baie dankie weer eens vir almal se kyke. Mag julle 'n lieflike dag, aand, oggend, ek weet nie watter tyd van die dag jy kyk of luister nie, en ons sien mekaar of gesels weer in die volgende episode. 5 ligte uit.